Lekker geslaap by Bongololo. Was niemand nie. Soek 'n bordjie. Moshi wat nou een is. Okay. Dit is vroegoggend en as dit so vroeg is die geen setsie vlieg nie. Hulle kom eers later die dag, so kan nou 'n rytop maak. Dit is mooi so vroegoggend. Alles is vars. En geen vliee. Mooi so vroegoggend. Ons ry hier deur die noordelike deel van die Kafue Nasionale Park. En ons is besig om nou uit te ry. Ons is op die pad uit. Lekker geslaap by Bongololo. Donker aangekom, maar ja, dit is nog een van daai takke wat jy moet kyk of jy gaan deurkom. Die grasse staan so hoog. Dit is byna onmoontlik om 'n dier te sien, maar hier in die noordelike deel van die kamp is nie diere lyk my veel nie, veral nie die tyd van die jaar nie. Dit sal 'n fees wees as die res van die pad so kan lyk. Ry baie gemaklik en nie 5 km/h nie. Baie lekker. Nou wat ek hierdie tak sien, ons het nie die takke afgesny nie, ons het hulle afgery. Gelukkig is so dik soos hierdie in die boom nie, ons maak dit net. Dig hierso. Ja, dat kry al meer karakter met al die skrape. Dit is baie dig hier. Jo. Jou kant. Hierdie versteekte bruggies hierso. Dat jy nie mooi kan sien nie. Met al hierdie lang gras nie. Dit is nogal misleidend. Jou kan nogal hierdie ry hier baie. Ek jou kan toe. Kap die spieël weer toe. Dit is baie mooi en interessant. Ek kan ons hoor. Kyk hierso. 'n Paar voertuie bietjie gegrawe. Wat is nou weer die rede dat ons deur die park gery het? Ons is ry op na
Ons gaan Zolweni toe, so ons wil in Kafue Nasionale Park ingekom het. Ek weet van tradisioneel is dit 'n groot park in Zambia. Ons het aan die weste kant ingekom, draai ons nou noord. Ons gaan nou by die noordelike hek uit na Kawanga. En dan gaan ons nog steeds noord tot by Ezolweni, dis net onder die DRC se grens. En daarvan draai ons dan nou wes. Dit bly onder die grens van DRC. En dan gaan ons na Mfunzi, die chimpansee orphanage toe. Okay, so dit is op ons pad vorentoe nou eers. So dit pad vorentoe. Ja. My indrukke van die park is baie mooi. Die grasse is net ongelooflik lank en dit varieer van moeras na baie boomryk. En ongelukkig is hier nou nie diere nie. Wat ons ook kan verstaan as gevolg van hierdie grasse. Maar ek het al gesê, kom ons hierdie deel van die pad gekies het om deur te ry. Maar dit is op ons roete. Maar het was bietjie uitdagend ook. Ons het 'n paar bome raak gery, daar net takke. En ja, interessant en lekker. Ja, gister het ons 25 km gery in 5 ure. Dan kan julle verstaan. Maar dit is 'n uitdaging met ons die hoogte van Jafta en sy breedte en dan nog die lengte ook by die bruggies. Maar nietemin, wat 'n ervaring is dit nie, en 'n voorreg. Dit is 'n groot boom in die pad, so ons moes in die veld omdeur ry en 'n paar van die boontjies plat gery. Maar ons is daarom weer in die pad. Kan sien die swart spikkels nou en dan is die vlee buite. Ek moet net sê, ons is baie dankbaar vir Jafta in hierdie tyd, want as ons agterin geklim het, as ons gevrywaar van enige vlieg, muskiet of muggie, ons kan binne kos maak en en wat ook lekker is, ons kan parkeer net waar ons wil. Eintlik ons slaap baie keer teen die pad net of by 'n garage. En ja, dit is lekker om dit te hê veral met tye soos hierdie. En nou ry ons in 'n smal sandpaadjie. Nog 5 km dan is ons by die hek. En baie gesê wat fantasties is, jy sien ander voertuie nie. Jy sien mense nie. En hierdie hele tyd wat ons gery het, wat ons werk ingery het by die Kafue Nasionale Park, het ons 2 keer voertuie gekry. Ek sê 3 keer, maar 2 keer dieselfde. Dit is een van dit is die parkvoertuie wat mense vervoer net van een kamp seker na 'n ander kamp of in of uit die kamp uit. Uit die park uit, maar in elk geval, dis al. So as jy hier gisterand bly of vassit in hierdie tyd, dan sit jy. Want is glad niemand nie. Ons dryfstop sal alleen op hierdie pad. En dit self is baie lekker.